Goeiemiddag, welkom by ons Hartenbos Atelier, CWS TV. Dit is vir my 'n voorreg om vir Eben die Jager terug te verwelkom. Eben en dan Reino wat al redelik bekende is, maar Eben wat amper die brainchild van Truth Nuggets is, want dit was jy wat die naam gekoin het. Welkom terug in die land, welkom terug by ons. En ons het vandag vir julle 'n warm onderwerp wat ons gaan bespreek, wat redelik deel daarvan is klaar afgehandel amper 31 Oktober wat ek wil dit noem Halloween, nie Halloween of Ween of All Hallows of wat ook al julle wil sê nie, maar weet, dit is vir my als 'n verwarring. En vir ons om dit af te skop, gaan ek vra vir Reino, sal jy vir ons open met 'n gebed? Seker, kom ons sluit ons oë. Ons dierbare Koning Jesus, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om weer in die skrifte in te delf. Here, waar ons na misleiding gaan kyk en gebruike en tradisies van die wêreld wat in die Christen kerk ingekom het, Here, vra dat U vir ons helder verstand sal gee, dat U ons sal vul met die Gees en dat U ons sal help. Here, seën vir ons die toerusting en ons gesprekke. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ja, kyk, ek gaan afskop, soos jy sê, as ons in die Bybel in delf, gaan ek vir julle vra julle Bybels oop te maak by Efesiërs 5 vers 11. In Efesiërs 5 vers 11 lees ons volg: en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Nogal 'n redelike belangrike instruksie wat daarop is. Nou, ons staan en ons het nou al klaar 'n bietjie gepraat en 'n bietjie gesels daaroor, en dit gaan nou belangrik wees dat ons die onderwerp deeglik kan uitpak. Daar's 'n paar goed wat Eben vir my en Reino het klaar vir jou gevra of jy so dom voel soos wat ek voel op die oomblik. En weet, dit is lekker om saam met mense met kennis te sit. Weet, want hoe meer jy leer, hoe meer jy weet, hoe meer kom jy agter, jy weet eintlik net mooi niks. Daar is nog soveel meer, daar's soveel dieper, daar's soveel, en op die onderwerpe navorsing deur te gaan trek en wat jy histories al geglo het, en wat ek vir julle kan sê, wat jou ook al jou opinie rondom hierdie onderwerpe is. Hou vas, kyk, gryp jou Bybel, maak notas, stuur weer vir ons vrae in, vra, daar's definitief, as ons nie weet wat die antwoord is nie, ons weet waar om die antwoord te gaan haal, en ons het beslis mense wat vir ons kan help met 'n antwoord as ons dalk vasgevra word. Maar Kersfees, my heel eerste vraag vir jou, en niks verduideliking nie. Reino, Kersfees, ja of nee? Nee. Eben? Definitief nee. My antwoord is 'n besliste nee. Dit is nie iets wat ek kan sien, ons kan onsself mee vereenselwig mee nie. Die Bybel is baie direk. Vriendskap met die wêreld, vyandskap met God. So daar is nie 'n, daar kan middewegte wees en alles, en ja, miskien lyk dit lyk so cute, dit lyk so lekker, maar almal doen dit. Die tradisionele deel daarvan. Wat sê die Bybel? Markus 7 vers 7. Te vergeefs eer julle my wat gebooie is wat die van mense is. Daai tradisie aspek op dit. Maar nou, die oorsprong, en dalk net om julle op hoogte te bring, ek persoonlike, as jy vir my 'n halfuur teruggevra het, of jy kon sê 'n uur teruggevra het, wat is die oorsprong van Kersfees, het ek dadelik vir jou gesê, dit is 'n paganistiese fees wat hulle verchristelik het. En dit is wat die algemene siening is. Correct. Vertel vir ons 'n bietjie meer wat werklik agter dit lê. Goed, ek dink, laat ek miskien so begin, een van die belangrikste goeders wat ons altyd nodig het om te doen as gelowiges, is om nooit 'n spesifieke siening so aan vas te hou, dat 'n ou nie bereid is om dit in heroorweging te neem, gegrond op die Bybel en die nuutste moontlike inligting wat daar beskikbaar is nie. Want die oomblik wat jy met 'n spesifieke volume van kennis gewerk het, met bronne gewerk het, en jy's geanker in daai idee, dan sluit jy jouself af van enige nuwe inligting wat kon bykom, wat jou moontlik tot nuwe insigte kan lei.
ek het, net om die algemene beginsel te noem, ek het al letterlik honderde kere, indien nie meer as 1000 keer al, die studie gedoen oor die geheime wegraping nie. Ek sal nooit vir iemand sê, ek gaan nie weer daarna kyk nie. Want die enigste wen-wen wat jy kry, is as jy wel bereid is om weer te gaan kyk na die argumente. As iemand jou oortuig dat jy verkeerd was in jou siening, dan wen jy deurdat jy dan van daai misleiding ontsnap het, en as jy wel sterker geanker word deur weer die studie te doen, dan wen jy ook. So dis die enigste wen-wen wat daar is. Daarom, moenie net uitskakel net omdat ons nou gesê het wat ons siening is oor Kersfees nie, luister eerder waarom. Wat is die grondslag? Die algemene siening, met die kennis wat daar beskikbaar was, van letterlik die tyd van die hervorming af, was dat Kersfees, alhoewel sommige van die mense dit wel gevier het ander groeperinge begin sê, nee wat, hier soos heidense konnotasies, ons wil dit nie doen nie, het hulle dit gekoppel direk aan Saturnalia en aan Sol Invictus. Hulle het gesê, daar was hierdie bestaande heidense fees, en al wat die Christene gedoen het, is hulle het gekom en hulle daai fees oorgeneem, en dit verchristelik. Maar as jy gaan kyk na wat die tekste van die vroeë kerk vir ons sê, dan kom jy agter, maar dit is nie 100% korrek nie. Vir my is dit baie belangrik, dat wanneer ons 'n studie doen soos hierdie, dat ons bly by die feite wat beskikbaar is, en dat ons eerlik is daaroor, en dit gaan nie noodwendig die uitkoms of ons houding daarteenoor verander nie. Inteendeel, met hierdie nuwe inligting, het dit hoegenaamd glad nie my uiteindelike siening verander nie, maar wel my beter laat verstaan waar dit vandaan kom. Wat gebeur het? Baie mense sê, daar was 'n bestaande heidense fees op die 25ste Desember, en al wat die Christene nou gedoen het, is hulle het nou die geboorte van Christus op daai selfde dag begin vier. Dit is nie korrek nie. Daar's verskillende teorieë op hoe hulle op die 25ste Desember uitgekom het. Die mees geloofwaardige daarvan, in my opinie, kom van 'n man met die naam Sextus Julius Africanus. En wat hulle gedoen het, hulle het 'n berekening gedoen van wanneer die Heilige Gees vir Maria basies bevrug het, en hulle het gesê dit was die 25ste Maart. En hulle, omdat hulle in ronde getalle gewerk het, het gesê 9 maande daarna moes hulle dan geboorte gegee het aan Jesus Christus. Dis die 25ste Desember. Is dit 'n betroubare metode om dit te bepaal? Hoegenaamd glad nie, ek stem nie met hulle datum saam nie, maar laat dit wees wat dit wil. Dit is hoe hulle by die 25ste Desember uitgekom het, en hulle het begin om Christus se geboorte op daai dag te vier. Het hulle dit gevier met 'n boom wat jy behang het en jy het geskenke uitgegee ensovoorts? Definitief nie. Dit was nie hoe hulle dit gedoen het nie. Hoe die Sol Invictus konnotasie daar gekom het, en dan nou die fees van Saturnalia konnotasie daarby uitgekom het, is eintlik die fees van Saturnalia het sy oorsprong of sy begindatum 2 weke voor die laaste dag van Desember. Nou moet ons onthou op hulle kalender, want die kalender wat ons gebruik is nie dieselfde kalender as wat hulle gebruik het nie. Op hulle kalender het Desember 2 dae meer gehad as wat ons het in ons Desember. So as jy 14 dae van hom af terugtel, dan kom jy uit op die 17de Desember. En die fees van Saturnalia is 'n 7-dag fees, so hy begin op die 17de Desember, en hy eindig op die 23ste Desember. 2 dae voor die 25ste. Nou, in hierdie tyd, in die vroeë kerktyd, was daar geweldige vervolging van die Christene deur die Romeine en hulle eintlik as gevolg tot 'n groot mate van hulle heidense geloofstelsel. So hulle vervolg die Christene, en hoe meer hulle die Christene vervolg, hoe sterker word hierdie nuwe geloof wat sy oorsprong gehad het in die Jodendom, hierdie klomp wat hulle self nou Christene begin noem. Hulle word al hoe sterker, en die heidene is bewus hiervan. Hulle het geveg teen hulle, hoe meer hulle teen hulle veg, hoe sterker word hulle, en hulle sien, maar weet jy wat, hierdie klomp het spesifiek hierdie dag, die 25ste Desember, wat hulle sê, maar dis die geboortedag van hulle verlosser. En is net 2 dae na die einde van ons fees van Saturnalia. Hier is vir ons 'n geleentheid om eintlik hulle te ondermyn en hierdie gebruik van hulle te inkorporeer by dit wat ons het. So in plaas daarvan
dat dit 'n oorspronklike heidense fees was, wat nou net 'n Christen doppie gekry het, is dit eintlik nie 'n Christen fees gewees nie, dit was die Christen identifisering van 'n dag, wat hulle begin vier het, maar sonder die boom en die geskenke en, wat die heidene toekom en hulle kom vat hom. Hulle sit hulle dekmantel oor hom, en hulle bring in die boom en die behangsels daarvan, die gee van geskenke, wat definitief sy oorsprong het in die fees van Saturnalia. So hulle kom ondermyn eintlik hierdie Christen gebruik, en hulle kleer hom in met hulle heidense aspekte. Dan ook, baie mense sê, jy die 25ste spesifiek, omdat dit die solstis is, die sonsolstis. Nou die sonsolstis is eintlik op die 20ste en 21ste, alhoewel die merkbaarheid daarvan is eers by die 25ste wat jy nou letterlik kan sien, maar die son het nou reeds gedraai. Onthou uit ons perspektief uit het die son nou suid geskuif, maar dan is dit amper asof hy gaan stil staan, hy skuif nie verder suid nie, en het vat hom 'n rukkie voordat ons die effek sien van sy terugkeer. En dit sien ons rondom die 25ste, maar dit is nie die oorsprong van die 25ste datum nie. Dit het ons al reeds bespreek. So nou het ons in vandag se praktyk dat mense 'n fees vier, Kersfees, hulle sê dis die geboorte van Jesus Christus, en die berekening daarvan is geweldig bevraagtekenbaar, die korrektheid van die bepaling van die datum, maar die manier waarop die fees gevier word, het soveel heidense konnotasies, dat dit nog steeds nie, al was die oorspronklike 25ste bepaling nie 'n heidense fees nie, is die manier hoe dit gefees word vandag definitief baie sterker heidens as wat dit Christelik is. Plus, ons word nooit, as ons as protestante gaan sê, ons glo in die Bybel en die Bybel alleen, ons aanvaar nie tradisie nie, dan het ons geen regverdiging vir die viering van Kersfees nie. Want die Bybel gee nooit instruksie om die geboorte van Christus te vier nie. Dit gee wel vir ons die instruksie om sy dood te vier, uit die aard van die saak gepaard met die gebeure daar rondom sy opstanding ook. Daarvoor het ons 'n Bybelse instruksie, maar nooit, en ek glo dis hoekom die Bybel nooit vir ons 'n duidelike aanduiding gee van presies wanneer hy gebore is nie. Dis nie 'n Bybelse instruksie nie. So moet dan nooit kom en sê, maar as Christen word daar van my verwag om Kersfees te vier nie. Nee, dit word nie. Die Bybel gee nie so instruksie nie. Dis eintlik die aanvaarding van tradisie wat baie sterk konnotasies het met die heidendom. Maar kyk, om 'n paar goed die eenvoudige kant van die saak te kyk. Ja. 25 Desember in noordelike halfrond is middel van die winter. Korrek. Dit sou gevries, gesneeu. Die diere sou nie in die veld gewees het, die diere sou in die stal gewees het, so hy sou in 'n stal gewees het. Korrek. Sterrekykers sou nie buite gewees het nie. Dis hy. Jy weet, so dit is nie die 25 Desember nie. Maar vat ons Bybel en laat my toe om dit te lees. Amos 5:21. Amos 5:21 sê, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle van julle feestydde nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daarin geen welbehae nie. Die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. En dan vers 23. Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Wat is die kern sentraal rondom 'n Kersfeesviering? Christmas carols. Ja, maar daar's ook 'n as jy mens soek in iemand nou meer jou kers, jou Christelike deel is, maar dan jy ook jou wêreldse kersliedere wat eintlik geen Christendom in het nie. Weet jy, daar's ook 'n verskil in die twee. Ja, dis gospel. Gospel musiek. Gospel musiek het 'n plek in die wêreld wat dit verkoop. Ja. Dis 'n finansiële aanslag. Ja, Dit seker. het regtig waar sekulêr, dit het eintlik, ek meen, jy word in jou vrugte gesien, meeste van daai sangers, dit wat hy daar sing en dit wat hy is, en sonder om hom nou te oordeel, maar die ooglopende aspek is waar. Veral as jy kyk na sekere van die goeders wat hulle sing in sekere liedjies, wat definitief nie Bybelse beginsels is nie, weet, om nou 'n ouer ene te noem, ek is 'n loslappie, wat binne daai konteks definitief praat van 'n sterk mate van immoraliteit. Ja.
Maar baie van die mense, en ek sê nie noodwendig in daai geval nie, maar baie van hulle wat daai tipe van beginsel deel in een lied, bring dan nou 'n gospel album uit of dan nou 'n kersalbum, bloot net omdat hulle gaan 'n groot klomp geld maak. Dis nie asof dit uit geloofsoortuiging kom of uit die goedheid van die hart of wat ook al nie. So daar's definitief 'n sekulêre finansiële aspek wat onlosmaaklik deel is van Kersfees. Daarom kry jy al in Oktober maand dat hulle begin Kersgoedjies uitsit, want hulle gaan miljoene maak. Dis 'n geweldige groot industrie. En dit is nie die Christen karakter. Ek meen, waarom die geld gebruik om goeders mooi te maak of vir mekaar geskenke te gee, terwyl daar behoeftiges wat gehelp kon word met daai geld nie. Dis eerder wat die oortuigde Christen hart sou doen, as om iets te vier wat nie verwag word van ons om te vier nie, en wat geen Bybelse fondasie enigstens het nie. Ja, want as jy mense so kyk na die feeste, dan hierdie soos Kersfees byvoorbeeld, alles word vir die mense geprent in hulle gedagtes, weet, op selfbevrediging. Ja. Weet, dit is waaroor, dit is wat jy gaan kry in selfverheerliking. Dit is niks vir jou medemens of vir Christus. Dit is net alles vir self. Ja. Daar's niks lekkerder as om vir iemand iets te gee nie. Ja. Weet, daar is niks lekkerder as dit. Dit is verskriklik lekker om in staat te wees om vir iemand iets te gee. Weet, maar die rondom dit is nie iets wat jy moet reg deur die jaar wag en dit dan doen nie. Dis eintlik 'n daaglikse ding. En hoekom dan vir iemand gee wat dit nie nodig het nie, terwyl daar baie is wat nodig het? Daar's so soveel as jy dit behoeftiges. werklik wil doen, as jy bevrediging kry deur te gee vir die wat werklik nood het, in wie se lewe dit 'n verskil kan maak. Eerder as wat, jy sien baie keer 'n bedorwe kind wat soveel verskillende goeders kry, hulle weet nie eens meer waarmee om te speel nie. Dis nie asof dit uit behoefte uitkom of enigiets van daai aard nie, terwyl ander mense se oorlewing tot 'n groot mate kan afhang van of iemand vir hulle 'n bord kos gaan gee of iets in daai lyn. So as jy die vermorsing, die algehele vermorsing, en veral oor hierdie feestyd, die hoeveelheid kos wat weggegooi word, die oormatige voorbereiding, en weet jy, wat vir my altyd in 'n neutedop, in 'n nutshell, die verkeerd wys, almal is ewe skielik Christen. Almal, die moslems, almal, want dis 'n area wat verkoop. Jy weet, en almal, geseënde Kersfees is daar, dit is, weet, en dan is dit nou die liggiefees, en die lightbearer, en, wie sê die Bybel is dit? Ja, Lucifer. Dan bring jy dit nou nog so in your face, jy gaan vat die dikste ou, wat ek nogal redelik hierdie jaar nogal 'n CV kon ingesit het, maar ek is besig om dit weg te werk, waar CV kon insit en nog die baar kan groei en die pos kan kry, en dan is jy Santa. Ja. Weet, dit is net 'n verdraaiing van een lettertjie en dis Satan. Ek dink weet, hoeveel meer moet jy vir die mense wys? Dit is verkeerd. Ja. Maar hoe belangrik is dit in ons in 'n suiwer geloof, en ek is so bly jy het dit gesê, as ons wil glo, ons glo net in die Bybel, het dit geen plek nie. Ja. Weet, dan staan dit nie. Die ding is, omdat mense so groot geword het en hulle so gewoond aan Kersfees hou, is dit 'n ding wat hulle half koester. Maar jy moet jouself gaan afvra, wat is die beginsels wat ek gaan gebruik om my lewe in te rig? Gaan dit oor net, dis 'n gebruik en dis 'n goeie idee en dis 'n goeie intensie, want onthou, baie slegte dinge het ook sy oorsprong in 'n goeie intensie. Dan sê hulle, ja, maar wat is dan nou fout daarmee om die geboorte van Christus te vier? My vraag is bloot net dit. Het ons die opdrag gekry om te doen, want hoekom word soveel ander goeders wat hierdie opdrag gekry word om te doen, nie gedoen nie, maar daar word moeite ingesit om hierdie te doen wat jy nie gevra is om te doen. Doen eerder eers dit wat jy, en as jy alles wat jy gevra is om te doen, klaar gedoen het, kyk dan na die oorbodige, en ek dink ons gaan ooit uitkom, om alles te doen wat van ons verwag word nie. Ek meen, dis 'n lewenstaak, en dit gaan jou lewe oorneem. Maar as 'n mens net kyk die finansies wat gespandeer word op daai tyd, jy weet, as die Here sê, weet, gee van julle finansies vir sy werk, vir die uitbreiding van sy koninkryk, dan is mense relatief toe aan. Ja. Maar as dit kom by hierdie fees, dan word geen onkoste ontsien nie. Ja. Maar nou moet jy verstaan, en my vraag gaan wees, wanneer is Jesus dan gebore?
wat my Bybel sê in 1 Johannes of in Johannes, hy bestaan nog altyd. Weet, dit is amper dis amper 'n klap in sy gesig om hom 'n geboortedatum. Dit gee vir hom 'n begindatum. Ja. Ek dink ons moet verstaan dat in daai konteks verwys hulle na hom as die persoon. Ja. Maar dis ook vir interessant dat mense praat baie keer van ons verwag Jesus se tweede koms, maar streng gesproke as ons gaan kyk, dan het hy baie keer in die verlede al verskyn aan mense in die vorm van Michael byvoorbeeld. Dan is dit streng gesproke nie sy eerste koms nie. Ek wil nie te tegnies raak oor nie, maar hierdie gaan oor dat hy 'n volle leeftyd as mens op aarde geleef het. Nou, as dit so noemenswaardig was dat ons moet weet wanneer hy gebore was, dan sou die Bybel dit vir ons duidelik gemaak het. Maar ek glo die Bybel is geïnspireer deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan nie foute maak nie. Hy gaan nie vergeet dit om ons te laat weet. As dit iets is wat so belangrik is dat ons 'n jaarlikse groot ding van moet maak nie. Ek kan nie dink behalwe vir die Pasgafees, wat meeste mense na verwys as Paasfees. Behalwe vir daai tyd is Kersfees waarskynlik die grootste Christentydperk of in die Christendom wat mense vier. Maar daar's geen grondslag daarvoor nie. Ja, Hoekom dan so 'n belangrike ding? Die ding is, my punt is as ons dit nou begin tegnies uitpak en jy dan tegnies op die feite, het hy nie 'n begintyd nie. Ja. Ek meen sy vleeswording is as gevolg van sonde. Nou, Dit is nie iets wat weet dit gee vir ons redding. Sy dood gee vir ons redding en alles, maar dit is ons wat dit veroorsaak het. Nou net so vir interessantheid, ietsie wat ek miskien kan byvoeg. Ek het net nou genoem dat hulle gesê het, maar weet die 25ste Maart is bepaal as die datum waarop Maria dan nou swanger geword het. Nou, omdat hulle op hierdie ronde getalle gewerk het, hoe het hulle by die 25ste Maart uitgekom? Hulle het geglo, as die Bybel sê iemand is 120 en hy sterf, of hy's 169 en hy sterf, of wat ook al, dan sit presies, dis nie maande en dae verder nie. So wat hulle gedoen het, toe hulle nou gaan kyk, maar wanneer het Jesus gesterwe, dan moet dit 'n ronde getal wees, met ander woorde, hulle gebruik sy sterfdatum, om te bepaal wanneer hy gebore moes gewees het. Of wanneer hy, nie gebore nie, wanneer hy, soos die Engelse sê, conceived is. Wanneer die eiertjie dan nou bevrug is. En dis hoe hulle geglo het. Nou dit is nie feitelik korrek nie, maar dis hoe hulle daai konsep gehad het. En dis hoe hulle by Maart uitgekom het. Nou, die Maart bevrugting gee vir jou die 25ste Desember datum, wat soos jy dit reg genoem het, dis nie 'n tyd wat jy buite in die veld gaan wees nie. Inteendeel, in daai wêrelddeel, ek was al daar in die winter. Daar's nie 'n manier nie. Daar's geen manier wat hulle gaan buite wees nie. So op 'n totaal foutiewe bepaling van wanneer hulle glo sy bevrug geword het, gegrond op wanneer Jesus gesterf het, kom hulle by die 25ste Desember uit. Maar dit strook nie met die res van die feite wat die skrif vir ons gee nie. So die bepaling van die datum, as jy weet, dit is op die heel beste, totaal en al bevraagtekenbaar en op die ergste, totaal en al vals. Waarom dring mense aan om daai fees op daai dag te hou, waarvoor daar geen Bybelse gronde is nie? Dit maak mos nie sin nie. Dit is ons sien in die Bybel, Lucifer sê, hy is die ligdraer. Jy weet, en as ons kyk in jou Egiptiese mitologie, hy was geassosieer met die son, hy is die songod. Ja. En as en idee, heidense feeste, die winter solstice en al hierdie feeste, het herdenk dat die dae langer word, hulle die herlewing van hierdie songod het hulle nou gevier. Jy weet, en dan het hulle ook ligte gebruik, die fees van ligte, om aan te toon dat daar lig was in hierdie duister tyd wat hulle deurgegaan het, so asof hierdie songod hulle nou gelei het deur hierdie feeste en al die goed. Jy weet, en as 'n mens kyk na hierdie Sextus Julius, wat jy van praat, met 'n mens gaan kyk wie hy was, wat het hy geglo, en as 'n mens dit kan bepaal, dan kan jy bepaal hoekom hy by hierdie redenasie uitgekom het. Ja, en ook die tyd waarin hy gelewe het hulle baie beperkte
bronne gehad. Dit was nie soos vandag wat jy sommer net gepubliseerde bronne het en. Ja, hy het wel omtrent hier rondom 220 na Christus het hy gelewe, maar die inligting is nie so maklik gedeel nie. Al die bronne was nie beskikbaar nie, so hy het gewerk met wat hy het. En die absolute absurde aanname dat iemand 'n spesifieke jaartal gaan sterf en dat daar 'n korrelasie is tussen die dag wat jy sterf en die dag wat jou ma bevrug geword het, is absurd verby. Dis belaglik in ons moderne konteks. Ons weet dit is vals. Nou, as dit dan so sterk grondslag vorm vir die bepaling van 'n dag wat absoluut heidense konnotasies van het, waarom wil ons onsself daarmee assosieer? Soos jy net reg gelees het, ons moet ons afwend van enige heidense gebruike. So waarom vashou aan dinge wat eintlik op vloeisand gebou is? Want die algemene verstaan is, jy moet dit kan gebruik om te evangeliseer. Nou, deel van ons evangelisasie is om die misleidings uit te wys. Is om eintlik te wys waar's die waarheid. Ek dink dis wat ons verkondig is die waarheid. So wat is evangelisasie meer as om vir die mense te wys dis nie waar wat jy glo nie. Jy weet, so dan is jy 'n groter evangelisasiepunt want Kersdag, en ek kan vir julle nooi, kom kyk Kersdag hier, so jy gaan verbaas wees, wie loop almal met die rooi kepsies op en al daai goed hier rond, weet, maar om dan uit te staan die een wat dit nie doen nie, die een wat as mense vir jou sê, maar glo jy nie daarin nie, ek glo in Jesus, ek glo in Christus, ek glo dat hy vlees geword, ek glo dat hy gesterf het vir my sondes, maar ek glo nie dat ek 'n heidense praktyk moet vier om dit te gedenk. As jy kyk hoe gewild die vier van Kersfees is onder mense wat niks van Christus wil weet nie, dan moet jy vir jouself afvra, maar wat is die werklike dryfveer agter die hou van hierdie dag? Want dit is nie Christus nie. En Christus moet die uiteindelike fokus wees wat ons het. En vir die oorweldigende meerderheid van mense, behalwe dat hulle dit gaan miskien sing in 'n liedjie, jy weet, as hulle nou 'n Christmas carol sing, daar's geen fokus werklik op Christus nie. Hierdie wat hulle nou in nativity sien het, tot mense wat eintlik selfs ateïste sit baie keer daai goedjies op, net omdat dit half deel van die tradisie geword het. Dis nie asof hulle harte daar is nie. En dis juist waarna hy verwys het net in die gedeelte wat jy gelees het in Amos, wat gaan oor julle tradisies. Ek wil niks daarvan weet nie. Dis eintlik 'n leedop aanbidding. Want wat die Here werklik wil hê is daai verhouding met jou. Hy wil spreek tot jou hart, hy wil weet jou hart te syne. En hierdie is maar net rituele wat hulle deurgaan, is tradisies wat hulle doen, dis maar formaliteite wat hulle deurgaan, terwille van om vreugde vir jouself te bring, in plaas van dat dit werklik gaan oor, my aandag is gefokus op Jesus Christus, my verlosser, my saligmaker, wat vir my kom sterf het. Dit is vir my so interessant geweest, jy weet, as ons kyk na die onderwerp, ons weet hulle oujaars aandanse en oukers aandanse en hou hulle deur die nag amper, jy weet, tot later tyd in die dag. En dit is eintlik 'n antieke Persiese tradisie, wat hulle deernag gedans en gesing het, jy weet, so die liedere en goed was deel, en die doel daarvan was om bose geeste te verdryf. Jy weet, en dan ook die voorspoed wat die son se terugkeer, om dit te verwelkom. Jy weet, so dit het niks met Christendom uit te doen, of met te maak, of met die geboorte van die Here nie. Dit was om bose geeste te verdryf, en nou moet 'n mens in jouself die vraag afvra, is dit nie 'n antieke gebruike was, waarvoor dit was, en dit is nou ingebring in hierdie feesvieringe. Wat is ons dan eintlik besig om te doen as jy deelneem aan daardie spesifieke feesvieringe? Ja, nou, as ou weer eens in die geskiedenis gaan kyk, die Puriteine byvoorbeeld, toe hulle nou van, in Engeland was al wetgewing gewees, wat gesê het, maar jy mag nie Kersfees vier nie, as gevolg van hierdie baie sterk konnotasie met die heidendom, en toe van die Puriteine oorgaan na Amerika toe. Want dis lang voordat Amerika 'n land was, is bloot net die Noord-Amerikaanse kontinent, en hulle vestig in Massachusetts. Dus jy kry nou, as jy nou op die kaart gaan kyk, dan kry jy New York, bo dit Connecticut, bo Connecticut is Massachusetts. Hulle het daar ook wette ingebring. Die wet is ingebring in 1659, wat hulle gesê het, ons verban Kersfees, en daai
verbanning van Kersfees het aangehou tot in 1681. So vir basies 22 jaar het hulle gesê geen Kersfees nie. En hulle motivering was, maar kyk wat doen die mense. Dit het nie suiwer net gegaan oor die heidense konneksie nie. Hulle het gesê, selfs al skuif jy die heidense konneksie een kant toe. Kyk net wat vang mense aan. Kyk wat is die resultaat van Kersviering. Mense drink te veel, hulle gaan te kere soos wat se goed. Dit is nie Christen beginsels of enigstens iets wat strook met 'n Christen leefstyl nie. Ek meen, een ding wat baie mense nie verstaan nie, is dat dinge wat, as jy dit eerste keer daarna luister of vir die eerste keer hoor, en ek jy mag maar, is dit regtig so ernstig? Die Bybel sê vir jou dat brassery is 'n sonde. Nou wat is brassery? Dit is om te veel te eet. Ek dink nie daar's baie ander tye in die jaar wat mense hulle self so ooreet soos met Kersfees nie, want jy het hierdie massiewe oordoende Kersete, omtrent 'n kwart van die kos word, indien nie meer nie, word weggegooi aan die einde daarvan, want is hierdie massiewe feesmaal, maar waaroor gaan dit dan werklik? Nou die Puriteine het gesê, as jy gaan kyk na hoe mense hierdie doen, as jy kyk na wat hulle doen, hoe hulle self gedra, dis absoluut onvereenselwigbaar met 'n Christen leefstyl. Hulle kan dit nie doen nie, en hulle het so ver gaan soos om wette te maak en te sê, nee. Later van tyd, toe Amerika nou gevestig is, amptelik as 'n land, en hulle het hulle konstitusie gevestig en, toe kan jy nie kerk en staat skei nie, toe moet jy kerk en staat skei, so daar kan nie wette gewees het wat die viering van Kersfees verban nie. Maar tot en met daai tyd, letterlik vanaf die Puriteine daai wet ingebring het, wat by hulle geëindig het, was die algemene houding van 'n baie groot kontingent van gelowiges in Amerika, dat hulle van Kersfees niks wil weet nie. Juis omdat hulle gesê het, maar wat van hierdie fees is dan nou dit wat ek glo, en wat is eintlik heidense praktyk? En hulle het gesê, te veel heidense praktyk, ons distansieer ons daarvan. Kan jy nou die kontras sien tussen nagmaal en Kersfees? Absoluut. Nagmaal bring hulle vir jou daai klein broodjie en so 'n stukkie druiwesap. Ja. Kersfees is 'n kalkoen en 'n hoender en 'n Want het gaan oor die idee daarvan, met nagmaal is jou fokus 100%, hierdie is die liggaam van Christus, sy bloed. Die fokus is presies waar dit moet wees, en dis wat die Bybel vir jou sê, waaroor dit moet gaan. En dis hoekom die Bybel ook vir jou sê, as jy honger is, gaan eet by die huis, wanneer ons hierdie nagmaal hou. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Nou, as jy daai twee langs mekaar sit, nagmaal teenoor Kersfees, dan kan daar geen twyfel wees nie. Die een is Bybels gefundeer, dis hoe dit hoort. Christus is die sentrale fokus. Die ander een, is hy werklik? Of is hy die verskoning wat gebruik word om ander dinge te regverdig? Weet jy, ek wil nie eens advertensies op die skerm sit nie, want die advertensies vir Kersfees kan jy gaan 90%. Drankwinkels, vrouens minderwaardig geklee, weet, hierdie elfs. Dit is 'n absolute ek kan nie, jy kan nie eens die woord, maar walglik, weet, dis 'n wanbalans, ander kant van die saak, dis 'n bespotting van wat Christendom veronderstel is om te wees. Weet jy, nou nog gepraat van die brassery, van die ooreet. Saam met hierdie bonfires wat hulle gemaak het, het hulle daai een spesifieke tyd in die jaar, het hulle baie beeste en skape ensovoorts geslag, sodat hulle, as hulle die winter moet ingaan, weet dat daar minder diere is om te voer om aan die voedsel is. En dan gewoonlik was dit een van die min tye in die jaar wat hulle werklik baie kos tot hulle beskikking gehad het. En dan het juis hierdie oormatige feesviering plaasgevind. En dit lyk vir my, dit het net so oorgespoel in hierdie hele tradisie van Kersfees. Ja. En wat sê hoofete, die hoofbron is varkvleis. Dis gammon, dis die Kersete. Ja. Nee, dis interessant hoe op die ou ende, as jy gaan kyk na die realiteit van Kersfees vandag, dit het 'n absolute geldmaakstorie geword, waar dit is biljoene wêreldwyd werd. Daarom gaan hulle half die kern daarvan ontneem, hulle gaan dit uithaal en dit oplig wat vir hulle die meeste geld gaan inbring. Hulle het nie 'n saak met die geloofsaspek daarvan nie. En as ons as gelowiges wil sê, maar vir ons is ons geloof ernstig,
dan moet ons toch sekerlik fokus op dit wat die kern moet wees. Dis Christus. Dis nie al hierdie ander goeders wat rondom het lê nie. Hulle gebruik letterlik Christus as 'n verskoning om 'n klomp ander goeders te regverdig. Oor eet, oor drink, oor party en. Dis eintlik 'n totale misbruik van wie en wat Christus en sy koms werklik is om Kersfees daarvan te maak. Ja. Weet jy, dan praat ons nou Kersfees, ons is nou net hand aan hand by die 31ste Oktober verby. Ons het nou net Halloween gehad. Ja. En ek meen, Halloween anders as wat jy nou verduidelik het, wat rondom die Kersfees was, waar vergis het, dit is werklik 'n Bybelse stap wat die 31ste Oktober. Dit is Martin Luther se aankoop van die teses is. Ja. Weet, dit is regtig die begin van die reformatie. Dit is Jesaja 8 vers 20. As hulle nie spreek volgens hierdie woord, geen lig in hulle nie. Ja. Dit is wat die konteks en die begin daarvan was. Net een ding wat ek graag wil noem spesifiek nou dat jy Halloween noem, of eintlik is die regte naam daarvoor is All Hallows Eve. Ja. Wat die dode is wat nou opstaan of herleef vir daai tydperk en. Die Bybel maak dit baie duidelik dat jou werke dra nie meriete nie. Ons word nie gered deur werke nie, ons word gered deur ons geloof. Maar Jakobus 2 maak dit baie duidelik. Jou werke is tog 'n teken van hoe eg jou geloof is. Want as jy nie die werke het nie, is jou geloof dood. So dis die geloof wat jou red, maar jou werke is 'n aanduiding van die kwaliteit en die intensiteit van jou geloof. Nou as jy die Bybelse toestand van die dood glo, as jy glo dat die dode is onbewus totdat Christus weer kom en dan gaan die gelowiges opstaan. Hoe kan jy Halloween vier? Want dan spreek jou werke dat jy glad nie daai geloof in die toestand van die dood het wat die Bybel vir jou verkondig nie. So dit is by uitstek 'n fees waarin gelowiges nie deel moet hê nie. Op geen manier nie. Want dit is nie net onbybels nie, dis demonies. En tog is daar hoeveel, en ek meen, as daai onderskeid nie getref wil word nie, hoe wil jy praat teenoor 'n aspek soos Kersfees? Ja. Ek meen, iets so direk, lynreg, teen die Bybel. Ja. Nie dat Kersfees vir my enigiets anders is nie. Ja. Dit is presies waar ons is. Dit is nie. Maar wat is ons plig? Hoe doen ons dit? Hoe kry ons die mense om dit te verander? Ek dink baie mense verstaan nie werklik waar die gebruike in hierdie feeste vandaan kom nie. Ja. Jy weet, hulle sien met dit is soos byvoorbeeld Kersfees, ons herdenk die geboorte van Christus. Punt. Dit is waaroor dit vir hulle gaan. Maar hulle gaan kyk nie, maar hoekom het ons 'n boom? Hoekom het ons geskenke? Hoekom het ons ligte? Hoekom het ons dit en dat en al die goeders? Waar kom dit vandaan? Is dit nog steeds ter ere van die Here se geboorte of is hierdie nou iets anders wat ingebring is? Ja. Jy weet, en is dieselfde met hierdie Halloween ook, jy weet, want Halloween, soos jy gesê het, weet, op daai 31ste Oktober het die grense tussen die wêreld van die lewendes en die wêreld van die dooies vaag geword. Ja. En dit het nou veroorsaak dat die geeste nou kan inkom. Ja, hy spoel oor in die wêreld van die lewendes in. Ja, jy weet, so hulle het nou al hierdie kostuums aangetrek om hulle te vermom, sodat die geeste hulle nou nie iets aandoen nie, en hierdie trick or treat goed wat hulle gedoen het, ensovoorts. Jy weet, en daai Katholieke kerk het gegaan en dan daai feest gevat en dit bietjie verchristelik. Jy weet, en op daai 31, dit is nou die aand voor die eerste, wat dan nou All Saints Day was, het hulle dan nou die katholieke mis gedoen, jy weet. So daar was kerkdienste en almal het kerk toe gestroom en dis hoekom Martin Luther dan ook daai datum gebruik het om dit op die kerk vas te naal, want die mense sou so intoe kom. Het geweet hulle gaan daar wees. Ja. Hy het geweet hy gaan 'n groot hoeveelheid mense hê wat hulle oë kan sit op die vrae wat hy gehad het oor die kerk. Ja. En dis juist so sprekend van hoe die kerk op daai stadium veral so ryp was vir die verandering wat moes kom deur die hervorming.
En ons moet een ding onthou, baie mense dink Martin Luther was die eerste wat sulke tipe van vrae gevra het. Dit is nie so nie. 100 jaar voor hom Jan Hus. Inteendeel, die oudste verwysing na die pausdom as die anti-Christstelsel het gekom in Reims, is 'n dorpie omtrent so 120 km van Parys af, dis so noordoos van Parys af. Die man met die naam Arnulf, en dit was 500 jaar voor Martin Luther. So geleidelik, dit begin met een persoon, toe meer, wat hulle net gesê het, maar as ons net ons oë oopmaak en ons lees ons Bybels en ons kyk wat word van ons verwag en ons kyk na die praktyk van wat in die kerk en onder Christene beoefen word, hier is ongehoord, ons moet terugkeer Bybel toe. Nou, vir hoeveel jaar het mense voor die hervorming deel gehad in hierdie feeste, en nou kom ons na die hervorming wat hierdie tydperk van verligting was, en ons noem onsself protestante, ons protesteer teen, nie dat oorgrote meerderheid van die kerk mee werklik protesteer teen Rooms-Katolicisme nie, maar nou kom tot protestante en hulle beoefen hierdie gebruike, wat nie die Bybel uitkom nie. Die protestante beginsel is die Bybel en die Bybel alleen, so waar is die instruksie, ons moet Christus se geboorte vier, ons moet nie. Ja, hoorie, ons hardloop by tyd uit, inteendeel, ek dink ons is nou 'n uur plus, so ek glo ons sal, hierdie gesprek gaan ons nie net hier kan stop nie. Ek dink ons sal breek en ons sal julle nooi vir 'n deel 2, waar ons verder gaan vat in hierdie een. Johan, kan ek jou vra om vir ons af te sluit met gebed? Is reg, kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar dat ons die lig van u woord het, dat ons lewens kan rig volgens u woord. Here, en waar ons hierdie sensitiewe saak aangespreek het vandag en 'n bietjie inligting gedeel het, wat vir mense die vermoë gee om dit te evalueer, wil ek vra dat die Heilige Gees sal inspraak lewer in elke persoon wat erns wil maak rondom hierdie studie. Dat u Gees ook sal lei, dat ons weer eens opnuut 'n besluit sal maak. Waar volgens rig ons lewe in? Volgens die woord van God of volgens die tradisies van die mens? Mag ons gelei wees om altyd die woord van God te volg. Dis my bede in Jesus naam alleen. Amen. Amen.